Activa Daimani is hier rond, so ons neem aan hy is deel van die groep vir die naweek. Wat was Shoes en Sticks se terugvoering vir hom by die akademies? Ja, ek dink ek was hierdie jaar nogal bevoorreg om 4 van hulle 6 wedstryde kon sien self. Jy weet, en ek dink hy het met elke wedstryd dit beter gedoen. Want obviously maak hy nog so hier en daar 'n bietjie foute want hy was sy eerste sewe toernooi. Ek dink hy het nog een keer voorheen vir ons gespeel toe hy nog nie 8 jaar oud was en op skool was. Hy is deel van die groep van 13. Hy kom in vir Christie Groblaar wat die 13de speler was in Dubai. En ek dink die hele gedagte of die hele doelwit met Activa is ons weet nie of ons hom nog hopelik vir Sydney en Hamilton kan kry nie, ons hoop so. Anders het ons hom net vir Dubai en Kaapstad. So ons het dan maar net gevoel, jy weet, omdat hy die rede hoekom hy nie al Dubai in die groep was nie, was maar net hy sou meer wedstryde gekry het by die akademie as wat hy by ons sou gekry het. En die gesprekke voordat ons op Dubai toe gegaan het met Christie en Activa was nog altyd gewees dat die swak sal wees as ons in Kaapstad aankom. Jy weet, so al twee die spelers het dit geweet en ek dink weer as ek sê, ons het Activa ook in die oog vir die Olympiese Spele en ek dink vir hom om te ontwikkel met ons om soveel as moontlik wedstryd uitgee. Jy het min of meer dieselfde bench gehad die hele naweek met Kirkley, Selwyn, Ciabello en Sage wat sterk manne wat van die bank af kom. Ja. Hoe moeilik is dit om 'n span te kies deesdae vir jou? Dan wel as jy na die akademie span sal kyk wat in die uitnodigingstoernooi gespeel het, dan is dit moeilik, jy weet, en nou raak uitdagend en ek dink die groot uitdaging is om om expectation van die spelers van die stuur en elke ou wil die kans op te speel met ons kry in die geleentheid, maar ek dink die ouens ons het al lekker gesprekke met mekaar gehad en ek dink almal koop in waar ons op pad is as 'n stelsel, jy weet, en wat die groter prentjie is en die groter planne is op die einde van die dag. So dit is moeilik. Ek dink ons bestuurspan sal ook vandag sit en so gou as moontlik eintlik maar weer die begin 7 wil aankondig as ons kan al vandag. En dan die ouens wat op die bank gaan sit en dan die 13de man. So hopelik kan ons daai gesprek hê en ek dink nie daar's baie waarde daarin om die ouens nou al te weet wat weet wie begin en wie sit op die bank en dit laat hulle kopper rondom dit kry en seker maak dat hulle reg is teen Vrydag. Laaste vraag van my kant af. Fiji het nou nie hulle kant gebring die naweek en nou is hulle in the pool of death saam met julle in USA en Japan. Is dit meer druk op natuurlik op julle veral hier in Kaapstad om vir Fiji in hulle groep te hê? Ja. Nee, kyk, dit gaan 'n groot uitdaging wees, maar ek dink weer eens as 'n ou suksesvol wees kan jy nie kies wie jy speel en wie jy nie 'n pool kry en nie kry nie. So ek dink Fiji sal definitief beter wees wat hulle laas naweek was. Ek dink hulle sal wel wys hulle sien die span met hulle laas naweek op die veld was nie. So dit kan een van twee kant toe gaan vir hulle en vir ons. So dit kan hulle of beter maak of hulle kan so probeer dalk weer nog met die pership gaan, maar dit sal ons nie weet voor Saterdag wanneer ons dit speel nie. Ek dink belangrik vir ons is weer om op elke wedstryd op sy sigself te fokus en dan ons fokus te skei na die volgende een toe. Maar ek dink sien dit meer as 'n uitdaging as 'n pool of death. Ek dink iets wat ons bekommerd maak en soos ek sê, jy weet, jy kan 'n soortgelyke pool daar kry in die Olympiese Spele, jy weet, en dan moet jy daardeur kan kom. So ek kan nou nie heeltemal dit nie, hulle sal seker ook gesplit wees, maar ek bedoel daar is meer maklike wedstryde dan buite nie. Ek kyk hoe Samoa hierdie naweek gespeel, kyk hoe Australië hierdie naweek gespeel. So daar is nie meer maklike wedstryde nie. Jy kan nie meer piek en sê daai en is 'n set en wen en hierdie is 'n set en wen. So dit is ons besef is 'n moeilike doel, maar ons besef ook dat as ons op die regte ding fokus, hopelik kan ons suksesvol wees.